baie vreemd is, gegee die konteks van waar ons is in die Bybel. Ons gaan 'n hele hoofstuk hanteer op een slag, want dit is 'n geslagsregister. So ons gaan die hele hoofstuk 5 van Genesis vanoggend behandel. Jy kan daarin blaai in die Bybel, ons gaan dit saam lees. Dit is 'n volle 32 versies, moenie moedeloos word nie, want soos wat ons vers vir vers preek, gaan jy sien, ons gaan eintlik maar net oorsigtelik kyk na hoofstuk 5 in die lig van die feit dat dit nou 'n geslagsregister is dit nie nodig om by elkeen stil te staan nie. Ons kan, as jy so wou, maar ek wil eerder Genesis so 'n bietjie verder hanteer. Daar's baie goeie dinge wat voor lê. Genesis hoofstuk 5. Ons gaan lees vanaf die 1ste tot en met die 32ste vers. Ek dink terwyl ons so sit, kom ons maak die harte stil. Dan vra ons dat die Here net met ons sal praat deur sy woord. Ons sit met die Bybel voor ons. Ons het die Here nodig. Kom ons bid net saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, wat 'n voorreg om U lof te besing. Dis waarvoor ons geskape is. Ons wil, soos wat die lied ons opgeroep het, lof sing tot eer van die Here, die ewige. Ons wil saam met die woorde van Moses, destyds toe U hulle deur die Rooi See bewaar het en 'n wonderbaarlike verlossing bewerk het, wil ons sê, daar in Eksodus 15, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my Vader, hom sal ek verhef. Ons wil U vanoggend lof toebring. As gevolg van die lang naweek en ander omstandighede is daar nou 'n bietjie minder mense vanoggend. Ons vind dit baie vinnig agter in 'n kleiner groepie, maar U bly getrou. U woord bly waar. U is 'n waarmaker van U woord. Inteendeel, die profeet sê by geleentheid, U is haastig, ywerig om U woord te doen. Sal U vanoggend by ons kom stil staan. U sê onder andere, U is 'n beloner van die wat U soek. Ons is hier omdat ons U stem wil hoor. Ons is hier omdat ons graag wil verneem wat U vir ons wil leer. Maak Genesis 5 lewend in ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ek lees vir die Genesis 5 vanaf vers 1. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het 930 jaar en hy het gesterwe. Toe Set 105 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword. En Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Set 912 jaar en hy het gesterwe. Toe Enos 90 jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword. En Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Enos 905 jaar en hy het gesterwe. Toe Kenan 70 jaar oud was, het hy die vader van Mahalalel geword. En Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Kenan 910 jaar en hy het gesterwe. Toe Mahalalel 65 jaar oud was, het hy die vader van Jered geword. En Mahalalel het na die geboorte van Jered
nog 830 jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Mahalalel 895 jaar en hy het gesterwe. Toe Jared 162 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. En Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jared 962 jaar en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Matusalag geword. En Henog het na die geboorte van Matusalag nog 300 jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel. En hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toe Matusalag 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. En Matusalag het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Matusalag 969 jaar en hy het gesterwe. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hom Noag genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noag nog 595 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Lamech 777 jaar en hy het gesterwe. En Noag was 500 jaar oud. En Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ons praat vanoggend met u oor die hoop vir die heiliges. Die stamboom wat ons vind, of die geslagsregister wat ons vind in Genesis 5, ons moet eerlik wees. Geslagsregisters word nie gesien as die opwindendste dele van die Bybel nie. Dis nie die interessantste dele wat ons kan bestudeer nie. Tog is dit baie belangrik. Tog is daar dikwels binne in die geslagsregisters vir ons 'n juweel weggesteek. Dikwels wanneer ons met die Bybelleesprogram besig is, ons baie van u wat saam met ons deur die Bybel lees vir 'n paar jare nou al, gaan ons elke jaar eenmaal deur die Bybel, en elke keer wanneer ons by hierdie gedeeltes kom waar daar geslagsregisters is veral hier in Genesis of daar in Konings of Kronieke veral ook, en Levitikus ensovoorts, dan kry ek die ouens jammer wat saam met ons die Bybel lees, en ek bid altyd dat hulle net nie moedeloos moet word nie. Byt net vas, want hierdie geslagsregister is dalk net so lank, maar dis belangrik. Daar's 'n rede waarom die Here dit vir ons laat opteken het. Tot by hoofstuk 11 van Genesis is daar sowat 4 hoofstukke wat gedeeltelik of heeltemal uit 'n geslagsregister bestaan. Hoofstuk 5 is omtrent net een geslagsregister. Daar's baie min wat anders gesê word. Genesis 4, die geslagsregister of die lyn van Kain, die goddelose lyn. Genesis 5, die lyn van Set, ons gaan vanoggend daaroor praat. Dis die heiliges se lyn. In Genesis 10 word daar 'n opskrywing of 'n tabel gevind wat ons noem die tabel van die nasies. In Genesis 11 gaan ons sien van Noag tot by Tera. So hierdie geslagsregisters het 'n bepaalde plek, dit moet daar wees, daar's 'n rede. Maar ons gaan vanoggend kyk na Genesis 5. Wat ons in hoofstuk 5 sien is veral belangrik hoe een era, want onthou ons praat nou letterlik van honderde jare. Hierso is duisende jare ter sprake. Letterlik millennia, wat nou sommer maar net in 'n versie of 2 genoem word. En wat belangrik is in hoofstuk 5 is dat ons sal sien hoe een era in die Bybel verband hou met die volgende era in die Bybel. Dis die skakels wat ons nou maar net moet raak sien. In hoofstuk 5 sien ons 'n rowwe skets. Dit is, as jy wil, 'n potlood skets. Nommer so die buitelyne van die lyn van Adam tot by Noag, en dis die godvreesendes.
Die lyn van Kain word elders genoem. Hier is die Godvreesendes. Ons gaan net nou vir die wys hoekom ek so sê. Hierdie manne se name word as ware soos 'n hoofstuk 11 van Hebreërs word dit genoem as 'n geloofshelde. Hier is die ouens wat vir die Here geleef het. Hier is die manne wie se naam genoem word as die Godvreesendes. James Montgomery Boyce skryf van die gedeelte en hy sê hulle was soos pilare van geloof in 'n tydperk op aarde waar dit toenemend goddeloos geword het. So Montgomery Boyce sê, of James Boyce sê, hulle was soos pilare. Hierdie ouens het vasgestaan. Dit is hoekom hulle name vermeld word. Voor ons wegspring met die hoofstuk, en jy gaan sien, ek gaan baie oorsigtelik, daar's net 4 hoofgedagtes, maar voordat ons wegspring, is daar 'n vraag, en ek wil vir u sê, 'n groot deel, eintlik 'n onnodige lang deel van my voorbereiding hierdie week het gegaan rondom hierdie vraag, want ek moet dit vir myself uitklaar voor ek dit met u kan deel. Ek gaan nie die detail of die tegniese aspekte met u bespreek nie, maar daar's 'n vraag wat ons moet vra. Die geslagsregister in hoofstuk 5, is dit 'n oop of 'n geslote geslagsregister? As u nou ooit die terme gehoor het, sal dit vir u sin maak. As u dit nog nie gehoor het nie, ek verklaar graag. 'n Oop register is 'n register wat nie elke geslag noem nie. Met ander woorde, wat soms name uitlaat. Dit kry jy baie aan die Bybel. Byvoorbeeld wanneer die konings genoem word. Ek sal dink aan iemand wat 'n seun gehad het en hy het miskien 'n tweeling gehad en nou word daar gepraat van een van die tweeling, maar die seun word nie genoem nie. Dan sê hy, hierdie een het die so en so seun gehad. Dis nou sy kleinkind eintlik. En daar word 'n geslag oorgeslaan vir bepaalde redes. Dit word baie keer gebruik. Jy sien dit in Jesus se geslagsregisters. In Matteus 1 en in Lukas, is dit Lukas 2 wat sy register opgeteken is. Ek is nie seker 1 of 2 nie, maar in elk geval. So is dit is 'n oop register. Daar word name uitgelaat en net die detail wat die skrywer wil gee word genoem. 'n Geslote geslagsregister is 'n register waaraan jy kan sê, hierdie is, jy kan nie, niks word uitgelaat nie, en jy kan letterlik hierdie vat as 'n tydlyn, omdat elke geslag genoem word en elke naam die pa is van die volgende een wat genoem word. Dis 'n geslote register. Jy kan nie daaraan iets fout vind nie. Dis 'n vraag wat jy moet bestudeer, en ek moet vir u vanoggend sê, as gevolg van die feit dat dit die Godvreesendes se lyn is, lyk dit of dit 'n oop register kan wees. Hy noem nie al die name nie. Maar tog, as jy gaan kyk na wat hy sê en die tydlyn wat hy noem van hoe oud die een was toe daai een gebore is ensovoorts, dan sien jy dit lyk tog asof dit 'n geslote register is. Dit is elkeen wat genoem word, jy kan daaraan nie verander nie. Oop is sigbaar, toe is sigbaar. Daar's ouens wat sê jy moet dit letterlik vat, daar's ouens wat sê jy moet dit vergeestelik. Dis baie baie moeilik. Ek is nie 100% seker nie. Wat ek wel van seker is dat die 1656 jaar wat genoem word as 'n tydlyn in Genesis 5. Dit geld vir ons as 'n redelike, en ek sê redelik omdat dit lyk asof dit nie altyd die oudste kind wat genoem word nie, maar die tydlyn staan vas. Ons kan daarop gaan. Dit bring ons by nagenoeg 1656 jaar van Adam tot by Noag. Dit kan dalk 'n paar jaar langer wees. Ek is nie 100% seker nie. Maar dit gee vir ons 'n baie duidelike riglyn. So, dit gaan nie iets verander aan die waarheid van die woord nie. Nou, dit gaan nie iets verander aan ons geloofsbelijdenis of iets van die aard nie, maar ek wil tog iets noem. Ek is geneig om daai ou te wees, en ek wil hê julle moet dit weet, wat dikwels teen, nie net teen die stem van ons kultuur nie, maar soms ook selfs teen die stem van natuurwette, die Bybel glo, eerder as menslike opinies, as dit vir die sin maak. Ek het nog nooit van kleintyd af die gesindheid gehad om die Bybel te wil bevraagteken nie, alhoewel ek nie daai ou wil wees wat net van enige iemand enigiets glo nie. Ek is 'n ou wat graag die waarheid wil hê, maar ek vat die woord van God as die waarheid. Die woord van God staan vas. Dit pla my wanneer mense sê, jy weet die mensdom is so oud en dan kry hulle een of ander klei tablet en dan sê hulle
Ewe skielik, nee, verander hulle siening, want hier's nou nuwe lig op die tafel. Met die woord van God het ons nie so iets nodig as nuwe lig nie. As mense goed kry wat bevestig die Bybel is waar, en hulle sê, nou kan ons glo die Bybel is waar, want hulle het een of ander opgrawing of een of ander ontdekking gedoen, dan pla dit my, want ons het dan die Bybel. Is dit nie genoeg om te glo dat dit wat die Bybel sê is waar nie? Daar's byvoorbeeld van die oudste opgetekende geskiedenis, ek praat van voor die vloed, is daar hulle noem dit die Sumeriese koningslys. Dit is baie ou registers, klei tablette wat hulle gevind het, opgegrawe het. En dit was 'n lys van al die Sumeriese konings, wat baie oud geword het ook voor die vloed. Registers, dinge wat gesê word van hulle kultuur, daar word onder andere mites en volkslegendes opgeskryf. Dit was Sumeries, dit was nie Christelik of dit was nou nie Bybelse dinge nie, maar daar is parallelle. Daar word ook gepraat van 'n vloed byvoorbeeld. Daar word ook gepraat van allerlei ander maniere hoe die Bybel of verskondig hoe die aarde tot stand gekom het. Dis allerlei vreemde volksverhale. Nou sê hulle, dis moontlik dat die mense voor die vloed so oud kon word, want die Sumeriese koningslyste bewys dit vir ons. Ek sê nee, ek glo die Bybel. Ek gaan die Bybel glo bo een of ander tablet wat hulle opgrawe. Want die Bybel is waar. As ek die uitdrukking gebruik, ek staan en ek val by die Bybel, dan sê my vrou vir my, jy hoef nie te val nie, want die Bybel gaan nooit val nie. Maar dis maar net 'n uitdrukking, né? Ek sal staan en val by dit wat die Bybel sê. So, ons hanteer Genesis 5 as 'n geslote register, wat jy as 'n tydlyn kan vat, en wat jy sê, van Adam tot op Noag, het die Here vir ons opgeskrywe, hoeveel jare daar was, hoe oud hulle geword het, en al hierdie feite sien ons as letterlik soos wat die Bybel dit vir ons sê. Dis die span waarvoor ons speel. Nou uit die gedeelte, 4 gedagtes, wat myns insiens beklemtoon word, selfs in die geslagsregister. En die eerste gedagte waarna ons vanoggend gaan kyk, is dat die nalatenskap wat Adam vir ons los, is 'n nalatenskap van geloof in God. Dit maak net sin as ek vir u gesê het, Genesis 5 handel oor die Godvreesende lyn. U sal onthou, daar was die saad van die vrou en die saad van die slang. Hier is die saad van die vrou. Dis die Godvreesende lyn. Dis die lyn wat die skrywer kies om te volg, wat Moses kies om te volg in Genesis hoofstuk 5. Kyk na vers 1, die woorde daar. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Die woord wat gebruik word vir stamboom ken ons. Ons het hom al vroeër vir u genoem, die Hebreëse woord toledot, wat beteken, dit word ook vertaal met stamboom of geskrif, boek, generasie, ook vertelling. Dis moontlik, sê die goeie Bybelstudente, dat Moses op hierdie stadium selfs die register in sy hand kon hê, van hierdie wat ons nou lees in Genesis 5, wat hy net oorgeskryf het, want dis die register. Maar hierdie woord, toledot, is ook 'n aankondiging van 'n nuwe afdeling, as jy wil, in Genesis. Jy onthou toe ons begin het by hoofstuk 2, vers 4. Daar staan, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde. Dis die vertelling van, of die register, dis die stamboom van die hemel en die aarde. Dis eintlik net die vertelling, dis die volgende hoofstuk, die volgende afdeling van Genesis. En ek het destyds vir u gesê, toe ons gekyk het, oorsigtelik gekyk het na Genesis, daar gaan 10 sulkes volg. Ons is nou by die tweede ene, in hoofstuk 5. Want hier is die stamboom, selfde woord, van Adam tot by Noag. Van hoofstuk 5 vers 1 tot 6 vers 8 vind ons die stamboom van Adam. Dis die heilige lyn. Adam was 'n baie belangrike figuur. Adam het goed gedoen wat noemenswaardig was. Adam het name gegee aan die diere. Adam het heerskappy gehad. In Adam het hy ons verteenwoordig. Ons was in Adam wat ons gesondig het. Ons het in Adam oortree. Hy was die verteenwoordiger. Daarom praat die teoloog vandag nog van die federale hoof. Hy het heerskappy gehad oor die aarde. Hy het die heerskappy weggegee met die sonde, maar hy doen sonde ook. En ons val, saam met Adam, val ons in sonde. Ons word gebore in sonde. En tog na die val, na die sondeval, sê die Bybel, leef hy nog steeds 930 jaar lank. En hy het baie kinders gehad.
Nou van al die dinge wat genoem kan word, is dit wat Adam se nalatenskap vir ons in Genesis 5 genoem word, is 'n nalatenskap van sy nageslag wat God geglo het. 'n nalatenskap, 'n erfenis as jy wil, of 'n erflating van geloof. Weet jy, dis al wat jy regtig kan nalaat? Ek wil hê jy moet baie mooi dink oor wat ek vir u sê. Dis al wat jy regtig kan nalaat. As jy 'n plaas vir jou familie kan los, en jy kan vir jou oudste seun, of ek weet van 'n paar boere wat vir elkeen van sy seuns 'n plaas kon los, ryk boere. Wat 'n kosbare voorreg, wat 'n geseënde ding. Maar dink gou mooi, oor 100 of 200 jaar wat 'n baie lang tydperk is. En in die lig van Genesis 5 'n baie klein tydperk is. Wat sal dan oorbly van dit? Wat is dit wat jy regtig as 'n nalatenskap vir jou nageslag kan gee? Wat sal hulle nog van jou hê of van jou kan hê 100 of 200 jaar van nou af? Jy weet, die meeste van ons voel so onbeduidend, so gering. Dis nie asof ons tog veel bereik in hierdie wêreld wat 'n merk maak, en mense sal oor 300, 500 jaar van nou af, as die Here vertoef om te kom, nog steeds praat van hierdie man of so. Meeste van ons is nie so nie, en ek is baie dankbaar. 'n Engelse predikant sê in hierdie week vir my, I'm so glad that I'm a nobody. Want die ouens wat iets is, word uitmekaar uitgeruk op die internet vandag. Toe sê ek hy's so bly, hy's eintlik 'n nobody. Nou ek voel baie keer dieselfde. Ons voel so onbeduidend, so gering. As ons geloof oordra, agterlaat as 'n erflating vir ons kinders. Met ander woorde, as ons kinders leer en opvoed om die Here te dien. En ek wil nie jy moet enigstens insien dat as ek gered is my kinders outomaties gered nie. Dit werk nie so nie. Dit werk nêrens so nie. Maar wat 'n kosbare, geseënde, wonderlike erflating om kinders te hê wat aangaan daar waar ek ophou. Selfs wanneer my stem stil is, dat my boodskap sal verder gaan, dat my geloof in die Here sal verder gaan in hulle lewens. Nou in hierdie konteks, wat die belangrikste ding is, wat ons moet raak sien, en wat ons nou van praat, van Adam se nalatenskap, moet ons laat dink is, as hierdie geloofsnalating my belangrikste kwessie is, waarmee hou ek my besig? Dit bring ons terug na eintlik die versie wat nou vanoggend gelees is by die afkondigings. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Want as jou plaas of jou besigheid of jou besittings of wat ook al wat jy voel, jy wil vir jou kinders 'n goeie erflating gee, as dit jou belangrikste saak is, dan gaan dit wees waar jou hart is, en dit sal wees waarmee jou gedagtes besig sal wees. Dit is vir jou skat. Maar as jou skat is om 'n geloofsvoorbeeld vir jou kinders te wees, om hulle te begelei, jou kinders en jou kleinkinders, dan sal dit wees waar die meeste van jou hart, jou gedagtes en jou tyd en jou moeite ingaan om jou kinders te leer en op te voed in die weë van die Here. Die opvoeding van ons kinders, die opvoeding van ons gesinne. Lees dit in die Bybel, vriende. Dis waaroor dit gaan. Die Here wil hê sy kinders moet dit in hulle geslagte vir hulle kinders en hulle kleinkinders leer en dit inskerp. Ons is 'n kerkfamilie. In 'n sekere sin, en ons het verlede week vinnig bespreek so met die doop van klein Lea Franja. In 'n sekere sin is ons ook betrokke in elkeen van die kindertjies se opvoeding. Hulle vorm deel van ons gesin, geloofsgesin. En ons het 'n aandeel daarin. Jy hoef nie vir hulle sonnaskool te gee nie, maar jy het iewers, kan daar ietsie afvryf. Jy het iewers 'n inspraak. Al is dit net 'n ou klein seentjie of dogtertjie wat na jou kyk as 'n voorbeeld. Jy het 'n nalatenskap. Die vraag is, wat se nalatenskap gee jy? Selfs diegene wat nie kinders het nie, kan so groot invloed hê op ons nageslag, dat ons kinders en hulle kinders sal voortgaan met dit wat ons gedoen het, en dit wat vir ons belangrik was. Kyk na vers 1 en 2 weer, Genesis 5. Dis die stamboom van Adam,
Die dag toe God Adam geskaap het hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem. Die dag toe hulle geskape is. Daai beeld van God. Ons het baie daaroor gepraat, maar kyk hoe die taal oorgedra word met Set, die volgende wat hy noem. Abel was mos nou die lyn, maar Abel is doodgemaak, hy's vermoor. Nou gee God vir hulle later Set. Kyk na Set. Toe Adam, vers 3, 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. Hoekom word daar soveel klem gelê op hierdie ding as dit dan nie is dat daar 'n geestelike nageslag, dat daar 'n geestelike nalatenskap agtergelaat word nie. 'n Nalatenskap van geloof. U vra dalk, maar wat dan van die sondeval? Het dit nie die dinge so deur mekaar gekrap dat dit nou nie meer moontlik is nie? Ons het mos daaroor gepraat, vriende, na die sondeval moes Adam opstaan. Hy is nou wel uit die tuin uit en dit is nou 'n heeltemal 'n ander wêreld as die tuin van Eden, maar nou moes Adam opstaan en in geloof op God se woord, op God se beloftes, moes hy voortgaan te midde van hierdie smet, te midde van die invloed van sonde, te midde van al hierdie dinge van die wêreld. Dit is ons lewe. Oos van Eden. Ons moet 'n nalatenskap van heiligheid en 'n liefde vir God moet ons in ons eie lewe koester en dit verwerk, voed, maar ons moet dit oordra aan ons kinders. Ons moet dit laat afvryf op ons kinders. Dis vir my altyd 'n mooi eienskap. As jy mense sien wat die Here regtig liefhet en hulle kinders wat saam met hulle die Here dien. En u wat grootkinders het sal weet, dis genade. Ja, ek stem saam, dis genade. Maar wat 'n wonderlike seën. Wat 'n nalatenskap. Ons behoort soos Paulus vir ons kinders en vir ander jong mense in die gemeente te sê, 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Per implikasie, as jy my gaan volg, as jy my lewenstyl, dit waarvoor ek lief is, dit waarvoor ek 'n passie het, as jy dit gaan navolg, dan gaan jy outomaties 'n navolger van Jesus wees. As dit ons doel is, vriende, om ander na die Here te lei, om ander te begelei, as dit ons nalatenskap is, dan sal ons 'n nalatenskap soos Adam hê, 'n geloofs nakroos. En hoor mooi, dis nie net langdurig nie, dis ewig. Is dit nie mooi nie? As 'n mens 'n besigheid opbou en jy hoor na jou dood kan jy dalk iewers, ek weet nie presies hoe dit werk nie, ek glo nie hulle het regtig kontak nie, maar as jy na jou dood iewers kan uitvind, jou besigheid het daarom nog vir 3 geslagte gestaan, dan sal jy dink, "Ja, dis 'n goeie besigheid." Ek meen, vir 3 geslagte, nagenoeg 120 jaar. Ek hou aan u voor 'n nalatenskap wat vir ewig sal duur. Want 'n siel wat aan God toegewy word, is 'n ewige saak. So hierdie register in Genesis 5 is die rekord van Adam se geestelike erflating. Bring ons by die tweede hoofgedagte wat ons hier sien, en dit is dat God sy kinders bewaar in hierdie wêreld. Ek gaan nie verwys na 'n spesifieke vers hier nie, maar jy kan eintlik maar na die hele register kyk. Tussen die menigte van mense op aarde, en hulle reken op hierdie stadium, op die stadium voor die vloed van Noag. As jy gaan somme maak, baie konservatief somme maak, en jy werk uit volgens die opdrag van God, vermeerder en vul die aarde, hoeveel kinders hulle kon hê en hoeveel kinders daar kon wees. Konservatief bereken sê hulle kon maklik op hierdie stadium alreeds by 7 of 8 biljoen mense gewees het. Dis massief. Dis massief. Dis hoeveel mense kan vermeerder in 'n kwessie van 'n paar duisend jaar, nagenoeg 2000 jaar. Tussen hierdie menigte van mense op aarde is daar 'n klein groepie wat genoem word. 'n Klein groepie wat God vrees. 'n Klein groepie wat heiligheid nastreef, wat gehoorsaam aan God is. En glo vir my, Satan wil hulle vernietig. Hy wou vir Abel doodmaak en die lyn wou hy afkap. Hy wou die lyn nie laat verder gaan nie. Maar God bewaar sy mense. Net soos in daardie dae is die ware kerk vandag, hoor mooi wat ek vir u sê, die klein groepie in hierdie wêreld. Tussen die sowat 8 biljoen mense op aarde
is die kerk, en ek praat van die kerk van die Here Jesus, 'n kleiner minderheidsgroep wat aangaan, wat wel 'n verskil bring in die wêreld en wat doen wat hulle moet doen. Maar ons het mos al daaroor gepraat. Die wêreld, hierdie stelsel in die wêreld haat hierdie groepie. Dis die groepie wat lig en sout is, maar dit is soos asyn en koeksoda wat jy bymekaar bring. Lig en duisternis. Daar gebeur altyd iets. Daar is skynbaar oral mense wat vergader om die woord van God te bestudeer, om te leer wat die Here vir hulle sê. En deur die eeue word hierdie mense gehaat en vervolg en hulle word sleg gesê en al. Jesus praat daarvan. Ek het in die week gepraat met 'n groepie en verwys na Lukas 6 waar hy vir hulle gesê het: "Geseënd is julle wanneer julle vervolg word en wanneer julle naam weggegooi word soos iets wat sleg is, ter wille van die seun van God. Want dan is julle in goeie geselskap," het hy gesê. Hulle het met die profete dieselfde gedoen. Maar God se liefde en God se sorg vir hierdie klein groepie is altyd bestendig, want hy het sy doel wat hy in hierdie wêreld gaan bereik. Dit is waarom die Bybel verwys na God se kerk, en ek wil jy moet mooi kyk. God se mense as sy oogappel. Ons weet mos wat dit beteken, hè? Jou oogappel. In Deuteronomium 32 sê hy, want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel. Dis die volk van God. Soos 'n arend, nog 'n mooi beeld wat hy in vers 11 gebruik, soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies sweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Ek het hulle boodskap net spesifiek oor vers 11 van Deuteronomium 32 gehoor. Pragtige boodskap, hoe 'n arend die kleintjies uitbroei en versorg, sorg dat hulle nie val nie, sorg dat hulle kos het, sorg dat hulle geleer word om te vlieg. So sê die Here, is hy oor sy kinders, hierdie klein minderheidsgroep. Sagaria 2 vers 8, presies dieselfde gedagte, want so sê die Here van die leerskare, hy het my gestuur agter heerlikheid aan, na die nasies wat hulle uitgebuit het, want wie julle aanraak, raak sy oogappel aan. God kyk na sy kinders as sy oogappel. Jy gaan nie sommer net naby kom en met hulle doen wat jy wil nie. Hy beskerm, hy dra, hy versorg. Ja, ons gaan deur moeilike tye, maar dis altyd onder die bewakende hand van God. Wat noemenswaardig is. Terwyl God sorg vir sy volk, en dit sal dan nou sy kerk wees in hierdie tyd. In 'n algemene sin sorg hy ook vir die individu. En nou gaan dit klink asof ek 'n voorspoedprediker is, maar ek wil hê moet my volg binne die konteks van dit wat ek sê. Ons weet nie, as ons na hierdie stamboom gaan kyk, ons weet nie veel van Kenan nie, ons weet nie veel van Mahalalel nie, ons weet nie veel van Jered nie. Dis name wat ons het hier in die geslagsregister, maar ons weet nie veel van hulle behalwe God het vir hulle gesorg. Wat vir my sê, God sorg vir die individu. Hy's nooit 'n God van die groepe en is so algemeen. Jy's nie net 'n nommer nie, jy's nie sommer maar net in 'n groep nie. As individu, God is geïnteresseerd in jou lewe. Jou detail, selfs die kleinste stukkie detail van jou lewe is belangrik vir hom. Hy weet daarvan. Hy is soewerein daaroor, want hy is 'n God van die individu. En dit sien jy in 'n geslagsregister soos hierdie. Die feit dat hy die name persoonlik, individueel noem. Weet jy, as jy gered is, as jy waarlik weergebore is, hoor wat sê die Bybel? Jou naam is in God se spesiale boek geskryf, die boek van die lewe. Hoe meer individueel wil jy dit hê? Jy is nie maar net 'n nommer nie, of net 'n naam op 'n lys nie. Jou lewe maak saak. Hoor wat sê die Here Jesus, sy woorde in Johannes 6 vers 40. Dis nou ek wil hê jy moet dit vir jouself hê. Dis die wil van God, van hom verkondig wat my gestuur het, dat elkeen, ons praat van die individu, né, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis asof Jesus se woorde vir die individu. Hy kon gesê het, ek sal hulle opwek. Dis my mense, ek sal hulle. Hy praat van die individu, hy praat van jou. As jy 'n kind van God is, wil ek hê jy moet weet, jy
individueel is in God se hart. Wat ons ook moet raak sien, is die seën van God oor hierdie ouens. Adam, en hierdie lys wat ons gelees het, sien ons dit baie duidelik, hoe lank hulle geleef het. Adam, 930 jaar, lank genoeg geleef om 8 generasies te sien. Nou, dis vir ons 'n geseënde ding. Ek het nou nog nie kleinkinders nie, ek's nog nie op daai stadium waar ek oupa genoem kan word nie. Ek dink dit sal nog 'n rukkie vat voor ek daar. Ek sukkel nog met die feit dat jong ouens my oom noem, so ons sal nog daar kom seker, maar ek hoor maar die ouens wat nou oupa word, dis 'n lekker ding as die kinders jou oupa en hulle sit op jou skoot. Hoe geseënd is nie as daar nog 'n geslag is. Dan is jy 'n groot oupa. En dan as jy kry partykeer 'n agter oupa. En dis omtrent so ver as wat dit kan gaan, ek dink in ons tyd, né? Dis baie min wat jy 5 geslagte kry in ons dag. Adam het 8 geslagte kon beleef. As jy net kyk na hierdie geslagsregister. Dis 'n seën. Set 912 jaar oud geword. Methuselah 969. Die feit dat mense se leeftyd drasties afgeneem het na die vloed, daar's nou verklaringe daarvoor, ek gaan nou nie daarop uitbrei nie. Maar dit suggereer ook definitief dat God se oordeel oor sonde ons distansieer van sy lewe, die lewe wat in God is. God bepaal hoe lank ons lewe. God bepaal wanneer jy gebore word, hy bepaal wanneer jy sterwe. En hy het vir hierdie ouens 'n lang lewe gegee. Hoe geseënd. Hoe geseënd. Iets wat ek net wil byvoeg ter wille van die jong mense en die wat nou so gepeper word in die sekulêre wêreld. Jy weet, evolusie, die algemeen aanvaarde sogenaamd wetenskaplike mening van waar ons vandaan kom. Evolusie sê die mens word beter en beter. Die praktyk bewys anders. Ons word slegter en slegter. Adam en Set en Lamech en Methuselah, hierdie ouens wat so lank geleef het, buiten die fisiese kwessies wat ons nie 100% van seker is nie, daar's maar menings, die yskoepel oor die aarde wat gemaak het dat dit 'n baie gesonder omgewing was om in te leef. Al die goeders dra by, maar uiteindelik daai ouens was baie sterker fisies as wat ons is. En tog in hierdie wêreld waarin ek leef, waar ons met die mediese wetenskap van vandag sê hulle vir my maklik 100 jaar oud kan word, en dit gebeur vandag redelik dikwels. Tog wil ek hê jy moet besef, God se seën is oor sy kinders, ongeag hoe lank ek lewe. Ons moet meer sing en praat oor die goedheid van die Here, soos byvoorbeeld Psalm 34 vers 8 en 9. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Ek wil u aanmoedig om by hom te skuil, om nie jou hoop te plaas op 'n goeie mediese fonds of 'n goeie dokter of wat ook al nie, maar om jou hoop te plaas in die Here Jesus. Hy is die een wat ons dra. Elkeen van sy kinders is kosbaar in sy oë. Sy sorg is vir die individu. Maar nou bring ons by vers 22, die 7de man in hierdie lyn van Set. En hier sien ons een van die mooiste illustrasies in die lewe van saligmakende geloof in ons derde gedagte. Ons kyk na Henog. En die Bybel sê Henog het met God gewandel. Genesis 2 vers 24, die A-gedeelte. Henog het met God gewandel. Die woord wandel in die Bybel praat altyd van 'n leefstyl. Dis nie 'n bepaalde gebeurtenis of 'n geïsoleerde geval nie. Dis 'n wandel, dis 'n leefstyl. Dis hoe jy normaalweg is en optree en praat. Dis 'n wandel. In die Bybel praat wandel van 'n lewenstyl. Wat beteken as ek met God wandel? Henog het met God gewandel. Wat beteken dit? Hulle het mekaar se geselskap geniet. Hulle het in dieselfde rigting gegaan. Dieselfde prioriteite wat God gehad het, het Henog gehad. Dieselfde doelwitte wat God gehad het Henog gehad. En dit impliseer natuurlik dat daar 'n afspraak was. Hulle het op 'n stadium begin om saam te loop en toe het hulle saam geloop. Vir 'n klomp jaar het Henog met God gewandel. Dit laat my altyd dink aan die weermag. As hy praat van Henog het met God gewandel, is dit daai soos wat jy kry met die drillsersant of eintlik die korporaals waar die ouens rondjag. Man, jy het alles in die weermag gedoen en gelid. Selfs die liggaamsoefeninge en jy weet opstote en maagoefeninge, alles het jy in gelid gedoen.
Want jy het saam swaar gekry en jy het saam lekker gekry. Alles het alles saam gedoen. Om met God te wandel beteken om in gelid te wees. Moenie daarin sien Henog was volmaak of hy's gebore sonder sonde of iets van die aard. Nee, hy's gebore in sonde, maar hier was die uitsondering. Hy het nie die fisiese dood wat sonde meebring beleef nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar tog Henog is gebore in sonde, maar hy het hom toegewy, hy het met 'n geloofsstap, het hy God vertrou vir sy saligheid, hy het die woord van God vertrou, hy's gered uit genade, deur die geloof, in 'n verlosser wat sou kom, hulle het nie geweet, die verlosser se naam sou Jesus wees, en ons weet dit, as gevolg van openbarings wat later gekom het, maar hy het geglo in die verlosser wat sou kom. Hy was nie gered omdat hy met God gewandel het nie, hy was gered om met God te wandel. Daar's 'n verskil. Matthew Henry som dit baie mooi op. Hy sê die volgende: To walk with God is to set God always before us and to act as those that are always under his eye. It is to make God's word our rule and his glory our end in all our actions. It is to make it our constant care and endeavor in everything to please God and nothing to offend him. As jy met God wandel, beteken dit jy's in pas met sy wil. Jy's in pas met dit wat hy in die woord gee. Jy's in pas met dit wat reg en goed en mooi is. Die Nuwe Testament maak dit duidelik dat 'n wandel met God, dis nie 'n voorreg van 'n elite groepie kinders van die Here wat een of ander ding. Nee, dis vir elke kind van God moontlik, want dit gaan oor 'n toewyding en 'n gedissiplineerde lewe om te doen wat hy wil hê, om in pas te wees met sy plan en sy wil. Onthou, as jy weergebore is, het jy die Heilige Gees wat in jou woon. Daarom sê Galasiërs 5 vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Nou die nuwe vertaling, die 2020 vertaling, wat hom eintlik baie mooi, hy sê in die 2020 vertaling, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. En die rede hoekom ek hom saamgebring het, sien nie hoekom ek verwys het na die gelid in die weermag. Laat jy met die Gees in pas bly. Pas jou lewe aan om God te verheerlik. Pas jou lewenstyl aan om hom gehoorsaam te wees. In jou gedagtes, in jou motiewe, in jou gesindhede. Dis waarom Paulus sê in Kolossense 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Kan dit van u gesê word? Kan dit van u gesê word dat u leefstyl, jou wandel, is 'n sigbare strewe na heiligheid? Is dit sigbaar vir die mense wat met jou te doen kry by die werk of by die huis of in jou familie, dat jy toegewy is aan God? Gebruik u die bronne wat die Here vir u gegee het om dit reg te kry? Nou watter bronne het die Here vir ons gegee? Die Heilige Gees, die Bybel en kinders van God. So met ander woorde, gebruik jy hierdie bronne, kom jy saam met die kerk saam, kom jy by mekaar om te luister, om te leer, is daar 'n dissipline om hierin te groei. As gevolg van Henog se wandel met God, het iets buitengewoon in sy lewe gebeur. Hoor mooi, vers 24 sê, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Ek het vir u gesê, die loon van die sonde is die dood, né? Maar hy was 2 uitsonderings. Daar's 2, soos elke goeie reël is daar uitsonderings. En hier was 2 uitsonderings in die Bybelse tyd. Henog, en wie weet wat die ander een? Elia. Henog en Elia het die dood nie gesien nie. Dis wat die Bybel vir ons sê. Hulle is die enigstes wat die fisiese dood vrygespring het. Die Bybel sê hierso in Genesis 5, God het hom weggeneem. God het hom, as jy wil, verplaas. God het hom opgeneem.
In 'n wetenskap-fiksie sal dit wees soos daai verplasing, teleporteer is die mooi Afrikaanse woord. Scotty, beam me up, dan van hier af is jy dan ewe skielik 1000 myl verder op 'n ander planeet of wat ook al. Dis wat God met Henog gedoen het. Ewe skielik is Henog nie meer daar nie. Want die Bybel sê, God het hom weggeneem. Hebreërs 11 se vertelling, nou die Hebreërs 11 gaan oor die geloofshelde, impliseer dat hulle hom gesoek het. Hoor wat sê die Bybel? Deur die geloof, is 11 vers 5, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie. Implikasie, hulle het na hom gesoek. Hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneem het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. Verbeel jou, oral teen die bome is daar foto's van Henog. Gesoek. Henog. Ek weet nie hoe het hulle hom gesoek nie, maar Henog is weg. Henog se vrou het al gesê, hoor jy, ek weet nie waar sy uit elke middag het hy gaan loop en dan het hy gebid en hy het met God gepraat. Elke middag het hy net, jy weet, tyd gevat en hy was nooit haastig nie, maar dis dan nou al 3 dae. En ek weet nie waar is hy nie. Kom ons soek na hom. Soekgeselskap gestuur. Soek na hom. Dit was seker 'n algemene ding om deur diere opgeëet te word. Ek weet nie, ek glo nie op hierdie stadium was al sulke kwessies nie, maar wat kon gebeur? Hulle het hom gesoek. Hy was weg. Dit wys net God se getrouheid teenoor sy mense. Onthou, ek wil hê jy moet vinnig net 'n parallel sien wat die Bybel vir ons gee en jy gaan dit nie dadelik sien as jy dit nou sommer net lees nie. Henog is die 7de in Set se lyn, in die godvreesende lyn. Kan jy onthou wie was die 7de in Kain se lyn? Ons het daaroor gepraat so 2 weke terug. Lamech. Onthou julle vir Lamech? Die een wat gesê het met sy gangster rap, ek maak jou dood as jy my question. Die goddelose Lamech, die 7de in Kain se lyn, die goddelose lyn. Hiersoos Henog, die 7de in Set se lyn. Is dit toevallig? Ek dink nie so nie. Wat hier gebeur is 'n goddelike demonstrasie van dit wat God wil hê ons moet weet. Die heiliges, die godvreesendes sal beleef. Elkeen wat in geloof leef. God het aan sy volgelinge gewys, daar's iets om na uit te sien. Hierdie lewe is nie waaroor dit gaan nie. Hier moet ons 'n stryd voer, hier moet ons vas staan, hier moet ons getrou hê, getrouheid wys, ons moet geloof hê, ons moet vas staan en vasbyt in die dinge wat ons weet wat reg is, strewe na God, want hierdie wêreld is ons vyand, die duiwel is ons vyand, en jou ou natuur is jou vyand. Maar hierna, dis waarna ons uitsien. En nou vertel hy ons so ietsie tussenin van Henog. God het hom kom haal. God het gesê, hoor Henog, ek dink is tyd dat jy by my moet wees. En hy het die dood nie gesien nie. Hy is net weggeneem. Kom wees by my. God se volgelinge. Daar is iets om na uit te sien. Dis dieselfde wat ons sien in die voorbeeld van Abraham. Abraham het gelewe op aarde en Abraham is dood. Hy het 'n graf gehad, né? Maar Abraham saam met al die ander geloofshelde het geweet, hierdie wêreld is nie waaroor dit gaan nie. Ons sien uit om te wees daar waar Henog heen gevat is. Daar waar God is. Hebreërs 11 vers 10 praat van Abraham, want hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Abraham word gesê, ek gee vir jou en jou nageslag hierdie land. En hy het nooit 'n land gehad nie. Hy het nie die belofte gekry nie. Hy het in tente rondgetrek in Kanaan onder andere. Maar hy het 'n stad verwag waarvan God die boumeester en oprigter is. Henog se lewe wys dat elkeen wat met God wandel, dieselfde sal ervaar na hierdie lewe. Jy sal by God wees. Almal sal nie die dood vryspring nie, maar daar gaan diegene wees wat die dood gaan vryspring, want daar gaan 'n tyd wees wanneer ons sing die koortjie as tyd sy laaste tik sal slaan. Daar kom 'n dag, vriende, wanneer God besluit het, dis nou dit. En die Bybel praat van die wederkoms van die Here. Kinders van God wat dan in die lewe is, gaan in 'n oomblik weggeneem word. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Paulus skryf daarvan. Hy sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly, met ander woorde, die van ons wat nog lewe wanneer die Here Jesus weer kom, wat in die lewe oorbly, saam met hulle, dis die wat gesterf het in Christus, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug.
En so sal ons altyd by die Here wees. Wat 'n insentief om met die Here te wandel. Wat 'n geleentheid om na uit te sien, né? Ek verlang om by die Here te wees. Ek het baie keer gesê dit sal vir my die beste wees om in die hemel te wees, maar ter wille van die saak van God, hy wil my nog gebruik en ek is dankbaar daaroor. Maar dit sal so aangaan. Dit sal so goed wees vir my om in die lewe te wees as die Here ons kom haal. Dieselfde God van Henog is die een wat hom aan ons openbaar. In Johannes 11 vers 25 en 26 sê Jesus vir Martha, ek dink is vir Martha met wie hy hier praat. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hy het homself aan ons voorgestel as die opstanding en die lewe. Die fisiese dood is maar net 'n tree tot in die lewe hierna. En ons sien dit in Henog en jy sien dit reg deur die Bybel en is vir ons ook 'n belofte. Wat 'n voorreg. Laaste gedagte vinnig. Ons word gewys ook dat die groep mense waarvan ons lees in Genesis 5 was mense wat geglo het in 'n oordeel van God wat aan die kom is. God se oordeel, se komende oordeel wat sal kom. Hulle het vorentoe gekyk na 'n dag van oordeel en hulle het dit ook gesien as 'n dag van verlossing vir diegene wat getrou is aan God. Elke lewe, behalwe Henog, hy was die uitsondering. Elke lewe in ons hoofstuk eindig met die woorde en hy het gesterwe. 8 keer in Genesis 5. Hy het so oud geword, hy kinders, seuns en dogters gehad en hy het gesterwe. Die enigste uitsondering is Henog, want daar was 'n rede daarvoor. Almal was onder die vloek van Adam. En die dood was die konstante herinnering dat hulle sondaars is. Hebreërs 9 vers 27 sê, net soos dit die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Nou, hier is iets wat ek wil hê moet raak sien. Jy sien dit nie baie mooi in die geslagsregister nie, maar die Nuwe Testament sê vir ons Henog het die oordeel van God verkondig. Henog was een van daai ouens wat met plakate op straat sou loop en gesê het, judgment is coming. Judgment is coming. Om mense te waarsku teen hulle sonde. Judas vers 14 en 15 sê en Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerig te hou. Daar sê, God gaan sit as regter en hy gaan gerig hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle, om hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Hy plaas nadruk op hierdie goddeloosheid. Maar wat sê hy? Henog het verkondig, God kom om te oordeel. Nou dink gou saam met my, wat hulle op hierdie stadium nog nie weet nie. Ons weet dit want ons het al Genesis 6 gelees, van Noag en van die vloed. Wat hulle nie geweet het nie, is dat wanneer dit sou gebeur en hoe dit gaan lyk. Maar hulle het vasgeglo. Mense kan nie so lewe en God gaan niks doen nie. God se oordeel is 'n feit. Blykbaar was Henog se wandel met God gekenmerk. Dis hoekom Judas dit vir ons noem. Gekenmerk deur 'n vrymoedigheid om te sê, maar dis verkeerd. Jy kan dit nie doen nie. Hy het nie stil gebly en gesê, terwille van die vrede moet ons nou maar niks doen nie. Terwille van die vrede moet ek nou maar my mond hou. Nee, hy het gesê wat is verkeerd. Hy was die prediker van geregtigheid. Hy was die een wat gesê het, God sal dit nooit goedkeur nie. Hy het gesê wat verkeerd is, selfs al het sy kultuur anders gesê. Nou kom ons dink gou aan ons. Ons lewe, en u weet dit, ons lewe in 'n tyd van ongekende boosheid. Ek bedoel, sonde is nou volop, die damwal het lankal gebreek. Ons is in 'n vloedgolf van immoraliteit en boosheid en korrupsie en alles wat daarmee saamgaan. Dinge wat die Bybel veroordeel as verkeerd, het ons kultuur die kuns vervolmaak om te sê, terwille van die liefde, moet ons dit maar net aanvaar. Terwille van vrede,
moet jy maar eerder niks sê nie. Die Bybel sê Henog was nie so nie. Henog sou gekyk het na die goed wat vandag aangaan, en hy sou na die man of die vrou toe gestap het en gesê het, dis goddeloos dit wat jy doen. God is nie tevrede daarmee nie. God gaan dit oordeel. Henog het geprofeteer aangaande God se oordeel, en toe kom dit in Noag se tyd. Dit wil voorkom asof die mense van God, hierdie lyn waarvan ons praat nou in Genesis 5, die mense van God, hulle het 'n algemene bewussyn gehad. Hulle was so geokkupeer met God se heiligheid, dat hulle geweet het, God gaan dit nie duld nie langer duld nie. Daar gaan 'n oordeel kom. En God sal dit oordeel. Hulle het gepraat van die naderende oordeel van God, selfs vir hulle geslag. Nou Henog se seun, Methuselah, hy was heel moontlik 'n goeie aanduiding daarvan, en daar's 'n lang rede, ek gaan nou net terwille van tyd dit oorslaan, maar wat sy naam beteken en hoe dit kon wees, dat dit vir die mense van sy tyd ook 'n boodskap was in sy naam. God wil troos gee, maar hierdie Methuselah, en ek wil weer vir u sê, dis nie toevallig, ek glo nie aan toeval nie. Methuselah het gesterf, en in die jaar wat hy gesterf het die vloed gekom. Daar's iets te sê daarvan, iets baie meer as wat ek tyd het voor vanoggend. Dis nie verbasend dat Noag se vloed gekom het in dieselfde jaar waarin hy gesterf het nie. Maar, dis ook vir ons baie duidelik, in die lewe van Lamech, die seun van Methuselah. Lamech noem sy seun Noag. En Noag was gegrief oor die sonde rondom hom. Hy het gehoop dat daar 'n einde sal kom aan hierdie ding. Hoor wat sê Genesis 5 vers 28 en 29. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hom Noag genoem, want het hy gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voorkom. Nou Noag beteken troos of verligting. En dit wil lyk asof Lamech saam met Henog en saam met Methuselah God se oordeel verwag het. Daarom noem hy Noag 'n troos. Daar's hoop. Hier's hoop vir die mense van God. En ek wil nie moet dit raak sien. Terwyl hulle geglo het God se oordeel kom, ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar dit gaan kom. Waar's die hoop vir die heiliges? Waar's die hoop vir die mense van God? Waar's die hoop vir diegene wat soos Henog met God wandel, wat doen wat reg is? Daar was een gebeurtenis. Noag se vloed. Ons gaan nou daaroor praat as ons by Genesis 6 kom. Maar met een gebeurtenis, een daad van oordeel, kom God en hy oordeel die goddelose, maar die regverdiges word gered. Die klein groepie, hierdie ouens was baie min, het lyk of hulle individue was, hulle word behoue gebly. Dis presies wat gebeur het in Noag se vloed. Noag, Sem, Gam en Jafet, hulle gaan deur die water, en dis nou maar 'n, as jy dit nou wil vergeestelik, die water van reiniging as jy wil, en hulle word behou om in 'n nuwe wêreld te gaan, 'n wêreld wat skoon gemaak is, 'n wêreld wat gereinig is van sonde. As Henog die vloed gesien het as 'n tipe van die wederkoms van God, wat in die laaste van die dae gaan gebeur, die laaste oordeel, dan was Henog reg. Want die vloed was nie die uiteindelike oordeel nie, dit was 'n oordeel, maar aan die einde kom daar wel 'n oordeel. Luister na die taal wat Paulus gebruik, dan sê hy vir my of ek dit dalk 'n bietjie te ver strek, want mense sê partykeer jy lees te veel in die teks. Nou ek dink ons lees te min in die teks, want die Bybel is vol en diep en ryk, maar hoor wat luister na die taal wat Paulus gebruik in 2 Tessalonisense 1 vers 7 en 8. Hy praat van die kinders van God, aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Hy praat van die wederkoms. Vir wie gaan dit verligting bring? Vir die kinders van God. As ons die Here dien, as ons die Here ken, is die wederkoms iets waarna ons uitsien. Dit gaan verligting bring. Maar hoor wat sê hy verder, vers 8. In vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Een daad, sy wederkoms, gaan hy weer goddeloses oordeel, sy toorn, sy wraak, sy oordeel, maar vir die kinders van God, vir die klein groepie wat oorbly, vir die enkelinge wat getrou is en wat gered is uit genade, deur die geloof, vir hulle bring hy verligting, hoop. Ons wêreld is in baie opsigte dieselfde wêreld as Genesis 5. Sien u dit?
onbewus, salig onbewus van die oordeel van God wat aankom is, lewe die wêreld voort. En loop hulle met hulle pride flags en met hulle allerlei nonsens van ons dag, en hulle spot en terg die Here, en mense wat sê, as daar dan 'n God is, laat hom dan nou maar wys, want ons moet onsself geniet, en in hulle onkunde gaan hulle voort met hulle goddeloosheid. Net soos in die dae van Noag, die Bybel sê, soos in die dae van Noag, soos sal dit wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle gaan trou, en hulle gaan 'n huwelik uitgee, en hulle gaan partytjies hou, en hulle gaan aangaan met hulle dinge, en ewe skielik gaan God se oordeel kom. Dink aan Noag. Die ark is 'n veilige plek. Dit wys na Jesus. Dis die beeld. Nou moet ons in geloof volhard om met God te wandel. Ons moet in Christus wees, sodat ons die oordeel van God vryspring. En ek sluit af, vriende. Luister mooi. Ons moet soos Henog, soos Lameg, soos Noag, soos elkeen op hierdie lys, alhoewel dit nie individueel genoem word nie, ons het ook nie kennis daarvan nie, maar hierdie ouens was die Godvreesende, soos hulle, moet ons in geloof op God se woord, of met geloof in dit wat God beloof het, moet ons wandel en lewe en praat, waarsku teen die komende oordeel van God. As jy iemand werklik liefhet, sal jy hom waarsku teen die oordeele van God wat aankom is. Hoekom moet ons met mense praat wat ongered is? Om die kerk vol te kry? Of om my te laat goed lyk? Nee, ons wil hulle waarsku. Omdat ons hulle liefhet, wil jy hulle waarsku. Daar kom 'n oordeel. Vir diegene wat in geloof met God wandel, is die wederkoms, en hy noem dit in Titus 2 vers 13, 'n salige hoop. 'n Salige hoop. Ons sien uit daarna. Ek sien uit daarna. Ek kom praat van die wederkoms. Ons is lief vir die wederkoms en daar's baie sieninge, maar ons verlustig ons in hierdie dinge. Maar het jy al gedink wat beteken die wederkoms vir die ongeredde wêreld? Vir die wat God nie ken nie, Hebreërs 10 vers 27, 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. God se oordeel is op pad. Net die wat in God se ark is. En God se ark is Jesus. Net hulle sal behoue bly. Daarom moet ons getrou wees. Om God se evangelie, Jesus se goeie nuus aan mense oor te dra. Hulle gaan geoordeel word. Vraag is nie, gaan jy, elkeen van ons gaan deur die oordeel van God. Maar die wat in Christus is, hulle sal behoue bly. En mag dit ons bemoedig, wanneer ons kyk na Genesis 5, God is getrou. Dis die lyn van sy mense. En ons moet hierdie nalatenskap verder vat. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is getrou, U woord is waar. Wat 'n voorreg om by U te kan skuil. Wat 'n voorreg om ons geloof in U te kan plaas. Sal U ons genadig wees in 'n wêreld waar mense glad nie ag gee op die komende oordeel, glad nie dink aan God se wederkoms, Jesus se wederkoms en God se oordeel wat op pad is nie. Sal U ons as sout en as lig in ons werkplek, tussen ons familie, in die wêreld waarin ons ook al is, sal U ons stuur en gebruik om die goeie nuus, die evangelie te verkondig. Help ons om dit met 'n gesindheid te doen van nederigheid, terwyl ons self let op dit wat ons sê, dit wat ons doen, en dat ons getrou sal bly om die Here Jesus na te boots. Dankie vir U woord. Dankie vir Jesus. Amen.